die dinge loop mooi aan jou kant. Wat my pregnancy aanbetref, nie dat enigiemand gevra het nie. Ek's nog steeds ek's nou 16 weke, maar ek voel so 'n klein bietjie beter. So prys Here, dis great. Ook by the way is amper Kersfees. Hoe voel jy daaroor? Al die Kersfees dekor wat al in al die winkels is. Hier's vreeslik baie Kersfees markies aan in die Kaap. Dan sê ek so, guys, dis Oktober. Dis skaars Halloween, whatever. Hoe's ons al by Kersfees? Ek love 'n stukkie Kersfeesmarkie, not gonna lie. Maar kom ons gesels 'n bietjie vandag oor positiwiteit, né? En as jy my enigsins ken, dan weet jy ek is 'n redelike realistiese persoon. Party mense sal sê ek selfs bietjie pessimisties. Klein bietjie negatief, maar ek is nie. Ek sien myself net as regtig realisties oor feite en realiteite van lewe, né? Maar ek het nou die dag toe loop dit het my so tussen my oë getref. Want het gebeur met my baie, maar op daai dag toe ek wil agter die kap van die byl kom, like what is happening? Ek was weer by een of ander shopping center op soek na iets wat ek kan eet wat my nie gaan maak opgooi as gevolg van die pregnancy nie. En hier kom 'n tannie en 'n klein kind verby my gestap, maar ek sê vir jou, daai tannie het die grootste glimlag op haar gesig wat ek my hele lewe nog ooit gesien het. En sy was nie in gesprek met iemand dat sy gereageer het deur 'n glimlag nie. Sy het letterlik geloop met 'n glimlag op haar gesig die heeltyd. Het jy al so 'n persoon gesien? Miskien is jy daai persoon. As jy daai persoon is, asseblief sê vir my hoe jy dit doen. Maar ek kyk die tannie so en ek dink, okay, sy gaan enige oomblik nou moet sy daai smile drop, regtig. Soos kramp haar wange nie. Is dit nie seer nie? Hoekom glimlag sy? Soos dink sy die hele tyd aan positiewe gedagtes? Is sy maar net so happy? Hoekom smile sy die heeltyd? Het jy al so 'n persoon gesien? Ja, volgende keer as jy so 'n persoon sien, dan dink jy aan my, hoor? En dan vra jy vir daai persoon, hoekom smile jy? Ek sal net wil weet. Want ek dink dis al so deel van wie hulle is, en ek het al baie vir die Here gevra, hoekom kan ek nie, soos, lack ek joy, soos, het ek nie genoeg vreugde in my hart nie? Hoekom loop ek nie heeltyd met 'n glimlag op my gesig nie? Is daar iets fout met my? Is ek nie positief genoeg nie? Dan wil ek nie meer so realistiese persoon wees nie, want ek wil ook met so 'n glimlag op my gesig loop. En ek wil ook hê mense moet wonder, maar, is dit die Here? Soos, het sy soveel vreugde van bo ontvang? Lewe sy met soveel vreugde? Hoekom glimlag sy so? Anyway, so jy kan sien, dit is 'n thing. Ek wonder net, hoe kry mense dit reg om so met 'n glimlag konstant op hulle gesig te loop? Wat in my brein for no apparent reason, maar ek seker, dis maar net deel van wie sy is. En dit het my laat voel, soos ek gesê het, asof ek 'n baie negatiewe persoon is, en daar moet probably iets fout wees met my. En waar ek nog hierdie negativiteit agtergekom het, is, want om 'n realist te wees soos ek sal dit acknowledge, grens baie keer so 'n bietjie aan negativiteit. Soos ek moet myself check om nie te negatief te raak nie, myself te vra, maar is jy nog realisties of begin jy nou 'n bietjie negatief raak? En baie keer vind ek myself bietjie in daai negatiewe waters, not gonna lie. Soos ek het nou die dag in die kar gery en die negatiewe gedagtes een na die ander een het deur my gedagtes gevloei, soos die hele tyd. En op 'n koel het ek so swaar gevoel op my bors begin kry en ek was soos, what is going on? En ek het toe Instagram toe gegaan en vir jou gevra, maar hoekom is dit so? Hoekom is my default gedagtes die heeltyd negatief as ek na my lewe kyk? As ek weer al moet veranderinge in my lewe plaasvind, as ek weet ek moet groot besluite maak, hoekom is my default gedagtes altyd negatief? Of dit gaan nie werk nie, of dit gaan sleg wees, of ek gaan fail. Anyway, hier is die audio van Instagram af. Dit is net soos 'n minuut langer reel. Hoor gou hierso. Ek het 'n baie ernstige vraag vandag om vir jou te vra oor hoe jy kies sien. Wat ek daar sê is, ek sê hoe jy kies om jou lewe te sien. Ek weet nie wat met die audio daar gebeur het nie. Anyway, let's continue. Vanoggend ry ek in die kar en gedagtes gaan deur my kop elke oggend, nie regtig beheer daaroor nie. 3 minute later besef ek, wow, toe ek so swaar begin voel. Toe sê ek so, elke liewe gedagte die afgelope 3 minute wat deur my kop gegaan het, was negatief. Hoekom is dit ons default? Hoekom kies jy om elke keer in jou lewe te dink, of jouself te oortuig dat, ja, die volgende ding wat met my gaan gebeur, gaan die ergste ding ooit wees. Waar ek byvoorbeeld is, ons soek 'n huis. So nou is my gedagtes, my default gedagtes, voor ek myself korrigeer, is, ja, ons gaan probably nie een kry nie. Ons gaan dit nie kan bekostig nie. Okay? My kind word volgende jaar gebore. My kind, wat as my kind nie normaal is nie? Wat as my kind sieklik is? Wat as ek nie my kind kan bekostig nie? Okay? Nommer 3 is my werk. Ek's 'n kontrakteur. So my default gedagte is, ja, hulle gaan my probably drop. Ek gaan probably nie 'n werk hê nie. Hoekom? My vraag is hoekom? Hoekom is dit die tendens in ons gedagtes die heeltyd dat wat ook al met jou gaan gebeur, gaan definitief negatief wees en dit gaan die ergste ding ooit wees? Hoekom? Wat veroorsaak dit? Jy jouself op 'n plek kan kry waar jou default gedagtes 'n
'n positiewe gedagte is. Ek dink jy gaan 'n baie ligter gemoed deur die lewe gaan. Ek gaan, maar dit vat werk. Die antwoord is om op te hou tot gevolgtrekkings in jou kop kom, nog voor jy enige bewys het. En ek het actually my antwoord daar gekry oor hoekom dit ons default is. En uit die comments het jy byvoorbeeld goed vir my gesê soos, dis omdat ons elke dag blootgestel word aan soveel negativiteit in die media wat ons consume, die nuus, social media, waar ook al jy jou nuus vandaan kry. YouTube is ook baie keer 'n rowwe plek, by the way. Maar dis ook maar social media. So dit was een van die redes hoekom ons default is om negatief te wees. En die ander gaan so klein bietjie dieper, raak so bietjie scientific. Nie dat ek 'n neuroscientist is nie. Ek sal nooit een wees nie. Is baie interessant, by the way. Maar anyway, dit gaan oor ons brein en hoe ons brein gewire is om ons te beskerm of voor te berei vir wat moontlik kan gebeur. So jou brein wil heeltyd verhoed dat jy, die een persoon het gesê dat jy met jou broek op jou knie gevang word. Ek hoop jy weet waarna daai verwys. Maar anyway, dit is soos, oeps, nou is ek gevang in 'n situasie wat ek nie gedink het ek in gaan wees nie. So dis wat jou brein wil doen. Jou brein wil verhoed dat jy onvoorbereid in 'n negatiewe situasie beland. So dis alright, dankie brein, dankie dat jy my probeer help, maar partykeer vat jy dit bietjie ver. Ek praat nou met my brein hierso en dalk met jou ook. So ons wil net onsself beskerm teen 'n slegte uitkoms, reg? Deur onsself vroegtydig te wil waarsku. Veral as jy in die verlede al trauma ervaar het, né? Natuurlik gaan jou brein dan vir jou probeer teen alle koste net verhoed dat jy weer in so 'n traumatiese ervaring opeindig. So hy wil jou voorberei. Hierdie is die moontlikhede wat kan gebeur en as jy nie daai gedagtes soos kan onderskeidingsvermoë daar toepas en daar net bietjie kan beheer uitoefen, gaan jy baie vinnig ook in my opinie in 'n angstige, miskien 'n moontlike depressie kan inval. Veral soos ek sê as daar trauma in jou verlede is. Maar die punt van die storie is jy wil net gereed wees. Dis hoekom jy soveel negatiewe gedagtes moontlik het. Ek dink dis in my geval, omdat ek so realisties ook is, reg, en ek kan nie verby feite kyk nie. My man is ook so. So hulle dink dalk heel moontlik meer aan worst case scenarios. Ons byvoorbeeld wat nou 'n huis wil koop. 'n Man sal prakties dink en na die feite kyk en die worst case scenario opdink en dan daarvoor wil voorberei. Waar vrouens baie keer meer van 'n dag tot dag tipe uitkyk het. En maar wat kan ons nou doen? Hoe voel ons nou hieroor? Is dit vir mans oor die algemeen, maar hierdie is the worst case en dis waarvoor ons wil voorberei. Mans wil altyd voorbereid wees, maar prys die Here vir hulle. Maar ek is bly hulle is so. Jy weet, want nie alle vrouens is so nie, so kan ons mekaar ook mooi aanvul. Maar soos ek gesê het, dit kan gevaarlik raak as jy jou brein nie bietjie beheer of jou gedagtes eerder daar beheer toepas nie, want dan gaan jy in hierdie negatiewe cycle vasvang, waar jy niks anders as net die negatiewe kan raak sien nie. Maar dit is tog waar, ek dink breinkondisionering is 'n baie groot ding. As jy vir jare, keer op keer, net negatiewe gedagtes het, gaan dit jou brein se default bly. En negatiewe gedagtes is nie 'n negatiewe ding nie. Dis nie sleg om negatiewe gedagtes te hê nie, ons gaan nou meer daaroor gesels. Maar ek wil net hê jy moet onthou dat ek is nie 'n voorstander van negatiewe gedagtes konstant sonder bewyse entertain nie. Maar negatiewe gedagtes het wel hulle plek. Want partykeer, en dis nou vandag se topic, partykeer kan positiwiteit toksies raak, wanneer ons hierdie onrealistiese standaarde van positiwiteit wil handhaaf. Maar nou is die vraag, wat is die oplossing? Hoe lewe ek 'n lewe met 'n ligte gemoed, waar dit vir my moontlik is om positiwiteit toe te pas, maar steeds my negatiewe emosies te kan acknowledge? Positiwiteit op 'n manier toe te pas wat realisties steeds is. En dit kan net gebeur wanneer ons onderskeidingsvermoë toepas en kan onderskei en raak sien en bewus wees van wanneer jou eie positiwiteit toksies raak. Dit is baie moontlik dat dit anders lyk vir almal, want ons toleransie verskil van mens tot mens. So my positiwiteit raak dalk eers toksies op 'n baie latere stadium as vir jou. Miskien vir jou moet jy daai positiwiteit baie vroeg vang, want jou selfbeeld lyk dalk anders as myne. Hier kom selfbeeld weer in. Of my selfbeeld lyk dalk anders as joune. Gaan nou vir jou vertel hoe selfbeeld 'n rol hierin speel. Very interesting. So ons het begin deur ek wat gesê het ek wil graag 'n meer positiewe uitkyk oor die lewe handhaaf. En ek dink nog steeds ek wil. Want daar is kere wat dit nodig is om die negatiewe gedagtes
te verwyder en te vervang met 'n positiewe ene. Maar daar is ook geleenthede wanneer die negatiewe gedagtes geldig is en daar is vir 'n rede. En hulle moet dan verwerk word. En hulle is ook indikasies dan. Indikasies van goeders in jou lewe wat jy dalk moet verander of aanpas of anders begin raak sien. Sien die negatiewe gedagtes as waarskuwings. Hey Minke, pay attention. Kyk net gou hierso, dit wat jy nou ervaar, daar's 'n rede vir dit. Dis so 'n bietjie van sulke warning lights wat afgaan en net vir jou sê, pay attention. Pay attention, not freak out, freak out, freak out. Nee, net pay attention. Have a closer look. Doen bietjie introspeksie, Minke, kyk gou wat gaan hier aan. Hoe kan ons hierdie situasie verbeter? Kom ons kom nou net terug by positiwiteit wat toksies is. So toksiese positiwiteit is wanneer ons elke keer, elke liewe negatiewe gedagte net met 'n positiewe een wil vervang, sonder enige inspeksie. En hier gaan jy nou verstaan wat ek bedoel. Want sommige situasies wat jy as negatief ervaar, né? Of waarin jy negatiewe emosies ervaar, vereis dat jy retrospectively selfondersoek moet instel oor die rol wat jy dalk in daai slegte uitkoms gespeel het. En dis dalk nie iets wat jy wil hoor of aan dalk gedink het nie. Miskien is daar iets wat jy kon gedoen het om dit te verhoed. Miskien het jy 'n jaar terug al hierdie warning signs onderdruk met positiewe gedagtes, want jy het ingegee tot prosperity teaching, want jy het ingegee tot die, hey, net 'n positiewe uitkyk, life's great, wees net dankbaar, alles gaan fyn wees, fokus net op die positiewe, want toe het jy dit toegepas, en die rol heeltemal geïgnoreer wat jy dalk in hierdie pad speel, wat jy dalk in hierdie journey speel, en nou is ons hier waar ons is. Kom ons vat 'n werksvoorbeeld, net 'n baie eenvoudige voorbeeld. Soos ek vir jou gesê het, hierdie is 'n baie individualistiese topic, né? Want jou tolerance lyk anders as myne, jou lewe lyk anders as myne, jou verhoudinge lyk heeltemal anders as myne. Maar hier's 'n eenvoudige voorbeeld. Ek wil net hê jy moet 'n voorbeeld hê sodat jy 'n bietjie dieper kan gaan dink, dat jy die konsep kan snap en dit dan kan toepas in jou lewe. Okay. So jy voel dalk jy brand uit by die werk. En nou probeer jy net heeltyd positief bly en dink, nee, alles sal fyn wees, ek's dankbaar, ten minste het ek nog 'n werk. Ja, alles gaan oukei wees, my kollega sê ook vir my, ek moet net vasbyt en alles sal beter raak op hulle eie, ek moet net elke dag opdaag en my werk goed doen, want alles sal uitwerk op die einde van die dag. Maar, kan ek net gou 'n alternative suggest? Wat as jy net vir een oomblik terugstaan, jouself heeltemal verwyder van ander mense en ander mense se opinies en perspektiewe oor waar jy jouself bevind, en net terug te staan, né? En na die negatiewe situasie te kyk, en dit wat jy voel te acknowledge, en dit te sê en dit neer te skryf. Hierdie is wat ek voel en hierdie is hoekom ek dit voel. Verbalize dit en skryf dit neer. Want as jy dit doen, sal jy dalk besef dat jou oplossing moontlik eenvoudig kan wees. Dalk is dit net jy wat beter tydsbestuur moet toepas. Moontlik? Of dalk bied hierdie uitbranding by die werk vir jou 'n geleentheid om te leer om op te staan vir jouself in die werksplek. Dalk is dit weer vir jou 'n geleentheid om net jouself bietjie te educate oor wat sê jou job description regtig. Dalk is dit 'n geleentheid vir jou om net weer met jou man te gaan praat en te gaan sê, maar luister, ek hou nie van my werk nie. Ek is baie ongelukkig. Kan ons nie finansiëel net kyk hoe lyk ons budget? Miskien kan ek by 'n ander plek gaan werk wat minder stres het, of miskien kan ek ophou werk as jy so bevoorreg is as 'n vrou. Miskien bied hierdie negatiewe situasie vir jou 'n geleentheid om julle hele gesinsdinamika net bietjie weer te gaan ondersoek. Weer na julle budget te kyk. Miskien kan jy net weer na jou spending gaan kyk. Miskien kan jy 'n goedkoper kar ry, net sodat jy uit daai werksituasie kan uitkom en nie so afhanklik is van daai paycheck nie. Hierdie is 'n geleentheid vir jou. Maar as jy heeltyd net daai negatiewe gevoelens wat jy gehad het, geonderdruk het, omdat jy positiewe uitkyk wil hê, want jy weet jy moet dankbaar wees vir jou werk, dan kon jy moontlik nie op hierdie oplossings gekom het nie. Want dit raak erger. Hier's die ding. Jy gaan net vir so lank ook daai onrealistiese positiewe uitkyk kan handhaaf. En dit gaan, ja, lei tot 'n ineenstorting, maar ook, aan die ander kant, gaan jou selfbeeld daaronder lei. Hier's waar jou selfbeeld en jou selfvertroue inkom. Want iewers gaan jy begin voel soos 'n failure, want jou brein gaan nie meer daai positiewe uitkyk kan handhaaf nie, soos jy gaan net nie meer kan nie. Soos die realiteit van jou situasie gaan so groot raak, dat dit nie meer vir jou moontlik gaan wees om daai positiewe uitkyk elke liewe oggend te kan handhaaf nie.
want jy is besig om uit te brand by die werk. En dan, omdat ek nie meer kan nie, dis nie meer vir my moontlik nie, voel jy soos 'n failure. Want dit lyk tog vir jou of al jou ander kollegas en jou ander vriende, hulle kan hierdie positiewe uitkyk handhaaf, maar ek kan nie. Hoekom is ek die failure? Wat is fout met my? En daar gaan jou selfbeeld die nak vat. En ek is mos altyd van die opinie dat ons geleenthede moet skep om jou selfvertroue op te bou. En kan jy sien hoe hierdie 'n geleentheid is om heeltemal die teenoorgestelde te doen daarvan. Dit bou glad nie jou selfbeeld op nie. En as jy net van die begin af jou realiteit acknowledged het, né? En 1, hulp gekry het as jy dit regtig nodig gehad het. 2, moontlik beter jou tyd bestuur het. En 3, maybe sommer gekwote het, of 4, jou baas op hulle plek gesit het en net jou job description gewys het, hierdie is nie deel van my job description nie, hoekom word ek nie meer betaal nie, of hoekom moet ek dit doen? Dit gaan vir jou selfbeeld, jou selfvertroue, jou vertroue in jou eie vermoëns 'n baie groot hupstoot in die lewe gee. Daar's obviously nog baie ander gevalle waar negatiewe emosies verwerk moet word. Okay? Hierdie was nou uitbranding, was nou 'n voorbeeld. Maar kom ons dink aan grief. Yo, what's grief in Afrikaans? Wait a second, let me Google it. Hey Siri, what's grief in Afrikaans? Hartseer. Nee man. Nee, daar moet 'n meer bedroef. Kom tot bedroef. Grief is 'n gevoel van ontevredenheid. Iets waaroor 'n mens verontreg voel. Jy voel daar's 'n onreg aan jou gedoen. AKA, iets wat jy gehad het, is van jou af weggeneem. Miskien heeltemal buite jou beheer, heeltemal onverwags. Nou voel jy maar daar's 'n onreg aan my gedoen. Dis wanneer jy grief ervaar. Dis meer as net hartseer. Ons weet wat hartseer, maar grief is erger. Dis soos hierdie, ek voel hierdie was totaal en al onregverdig. En grief is glad nie iets wat mense het onderdruk nie. En weet jy wat ek besef, wanneer is dit wat mense grief onderdruk sonder dat hulle dit besef? Dis wanneer ons die verskoning gebruik vir as iets negatiefs met ons gebeur, dan sê ons, alles gebeur met 'n rede. En die doel is nie nou in jou belief system in te klim nie. Ek tap nie in daai in nie. Ek sê net vir jou, just think about it for a second. So iets groots het met jou gebeur, iets waar jy voel jy is totaal en al 'n onreg aangedoen. Jy's verontreg. Wat was die woord? Waar jy voel daar's totaal en al 'n onreg aan jou gedoen en jy ervaar nou grief. Dan het jy gereeld mense in jou lewe, alles gebeur vir 'n rede, of jy is sommer die eerste persoon wat vir jouself sê, ja, maar alles gebeur met 'n rede. En wat is die gevolg van so 'n stelling? Die gevolg van so 'n stelling is, daar's 'n rede vir wat gebeur het, totaal en al buite my beheer, wat dalk moontlik waar is, ek sê nie, dit was binne jou beheer dat jou hond doodgegaan het nie. Maar omdat jy glo daar's hierdie eksterne rede, reg? Laat dit jou toe om konfrontasie met daai hartseer negatiewe emosie te vermy. Totaal en al. Ook mens dink kind of soos, maar hoe durf ek hartseer wees, want daar staan hierdie groter rede hoekom dit gebeur het. Ek sê nie daar was nie 'n rede nie. Wat ook al die negatiewe situasie was wat gebeur het. Ek sê nie daar is nie 'n rede nie. Ek sê net om so iets te sê vroeg in die grieving proses is 'n manier om negatiewe gedagtes en emosies te vermy. Sonder dat mense dit selfs besef, is dit wat daai stelling doen. Daai stelling sê vir jou, daai stelling oortuig jou dat die grief wat jy nou ervaar nie regtig valid is nie, want alles gebeur dan vir 'n rede. Dit sal oukei wees. Alles gebeur vir 'n rede. Dit doen probably, maybe, ek weet nie wat jou geloofsoortuigings nie. Ek probeer net vir jou die realiteit en die gevolg van daai stelling laat verstaan. Jy moet jou grief konfronteer. En grief is iets wat jy ervaar in enige aspek van jou lewe waar jy voel jy verontreg is, reg? Soos jy kan 'n leefstyl grief. Jy kan 'n mens grief natuurlik. Jy kan 'n werk grief. Jy kan 'n huis. Jy kan 'n hond en 'n gemaksone. Sonder dat jy dit besef. Want 'n gemaksone is 'n lekker plek om in te wees. En sodra iemand jou daar uithaal, voel jy maar dis kan nou onregverdig. Hoekom moet ek nou begin gym? Dit was my gemaksone om eerder in die middag net by die huis te kom, TV te kyk en te gaan slaap. Dit was my gemaksone. Nou moet ek ewe skielik gaan gym. Dit is onregverdig. So jy grief daai gemaksone waarin jy was.
Terug by die selfvertroue storie. Ons het gesê wanneer toksiese positiwiteit jou selfvertroue begin afbreek, is wanneer jy besef, maar ek kan nie meer hierdie onrealistiese standaarde van positiwiteit handhaaf nie, en dan voel jy soos 'n failure. En dis waar jou selfbeeld vir die eerste keer beïnvloed word, afgebreek word moontlik. Maar soos ons gesê het, deur net die negatiewe en die realiteit van jou situasie te acknowledge en introspeksie te doen en stappe te implementeer om jou eie situasie beter te maak, want iemand anders gaan dit nie vir jou doen nie. Jou baas gaan nie jou situasie vir jou beter maak as jy voel jy brand uit, as jy nie opstaan daarvoor en 'n besluit neem en die situasie verander nie. Ander mense gaan nie dit vir jou doen nie. So as jy dit dan toepas, kan jy jou selfvertroue opbou. Want dan sien jy, I'm capable. Ek kan actually opstaan teen mense. Well done, Minke. En dan voel jou selfvertroue asof dit meer raak, reg? 'n Ander situasie waar dit net so waar is dat jou selfvertroue opgebou word, is hierso. Onthou, deur jou negatiewe en slegte emosies te sien, te acknowledge en hier's die key, te verwerk, al neem dit jou maande, bou meer selfvertroue as wat jy besef. Bou meer vertroue in jou eie karakter. Bou meer vertroue wat jy in jouself en jou vermoëns het om moeilike situasies te kan aanvat as wat jy besef. Om trauma te verwerk, om counselling toe te gaan, om dit te oorkom, is wat selfvertroue bou. En wat dit vir jou moontlik maak om in 'n ander situasie uit daai plek van selfvertroue af te operate. Ek gaan jou net los met hierdie. Waarvoor ek vir myself bid, is vir balans en onderskeidingsvermoë. Balans wanneer dit kom by wanneer ek positiwiteit toepas. Laat ek gebalanseerde lewe leef, laat ek voel wat ek moet voel, wanneer ek dit moet voel, en nie voel wat ek nie moet voel wanneer ek dit nie moet voel nie. Yo, did you get that? Onderskeidingsvermoë om te kan sien. Weet jy, die negatiewe emosies wat ek nou ervaar, daar's geen bewyse daarvoor nie. Dit waaroor ek worry, is nog ver in die toekoms. Dit waaroor ek worry, het nog glad nie eers 'n kop uitgesteek hier waar ek nou is nie. Hoekom is ek negatief daaroor? Ek wat my default gedagtes oor kind kry. Eerste gedagtes was, en ek seker vir jou ook, is, maar is alles alright? Gaan alles alright wees? Alles is seker nie alright nie. Maar wat is dit? Wat is dit? Hoekom dink jy so negatief, Minke? Daar's 0 bewyse. Toe ek byvoorbeeld op 5 weke swanger, daai was my eerste gedagtes. Daar was 0 bewyse daarvan. Al wat ek gehad het is 'n positiewe pregnancy toets. En dan is die vyand so, wat as jy hierdie babatjie verloor? Wat? Maar, wanneer dit geregtig is om negatiewe gedagtes te acknowledge en te verwerk, is wanneer jy later in die swangerskap 'n dokter besoek en die sê vir jou, ons het probleme. Dan acknowledge jy dit en jy neem 'n besluit met 'n ondersteuningssisteem rondom jou. Maar nie op 5 weke wanneer die vyand vir jou kom sê, wat as jy hierdie babatjie gaan verloor? Go away. Verstaan jy? So onderskeidingsvermoë oor wanneer dit nodig is om my negatiewe gedagtes en emosies te acknowledge en te verwerk en actually te hê, en wanneer dit totaal en al glad nie nodig is nie. Want dit is verskillend en daar is verskillende tye vir beide. OK, baie dankie dat jy saam geluister het. Ons gesels dan binnekort. TTYL.